1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Petrus en Johannes genees die verlamde man. Het jy al ooit te vinnig om 'n draai gehardloop in die huis en toe iewes skielik hak jou voet vas en jy val kliphard op die teelvloer? Dit voel vreeslik. Lang gelede was daar 'n man wat sy hele lewe lank, van toe hy 'n piepklein babatjie was, totdat hy 'n groot oom geword het, glad nie kon loop nie. Sy bene het net nie gewerk nie. Elke dag moes sy maats hom dra na 'n groot hek naby die tempel. Daar het hy op die grond gesit en vir mense wat verbyloop gevra: "Asseblief, het julle dalk 'n paar munte vir my sodat ek kan kos koop?" Een middag stap Petrus en Johannes, twee van Jesus se beste maats, daar verby. Die verlamde man steek toe sy hand uit en vra vir geld. Miskien het hy gehoop hulle gee vir hom genoeg vir 'n lekker groot toebroodjie of 'n pakkie skyfies. Petrus stop toe, kyk reguit in die man se oë en sê iets baie vreemd vir hom. "Goud en silwer het ek glad nie vir jou nie, maar wat ek wel het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop." Petrus gryp toe die oom se regterhand en help hom op. En weet jy wat? Dit was asof daar skielik krag regdeur daardie oom se bene gevloei het. Dadelik het sy voete en sy enkels sterk geword. Hy het nie eers saggies probeer staan of links en regs gewankel nie. Nee, hy het opgespring. Hy het regop gestaan. En toe begin hy loop en hardloop en hop en spring soos 'n regte springbokkie reg deur die tempel. Die oom was so vreeslik bly. Hy het hardop vir God begin dankie sê. En al die mense wat hom geken het, se monde het oopgeval van verbasing. Hulle het geweet hierdie oom kon nog nooit eers 1 tree gee nie. En nou hardloop hy rond asof hy pas 'n 3 gedruk het. Daar was egter 'n paar kwaai leiers wat glad nie van hierdie wonderwerk gehou het nie. Hulle was vreeslik jaloers en het vir Petrus en Johannes in die tronk gestop. Die volgende dag sê die kwaai ooms voor almal vir hulle: "Julle mag nooit, maar nooit weer oor Jesus praat nie." Petrus het spesiale Heilige Gees moed in sy hart gehad. Hy het reguit vir die leiers gesê: "Ons kan nie ophou praat oor die wonderlike dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Ons luister eerder vir God as vir julle." Omdat al die mense in die stad so bly was oor die man wat nou kon loop, was die kwaai leiers te bang om vir Petrus en Johannes seer te maak. Hulle moes hulle maar laat gaan. Toe Petrus en Johannes vrygelaat is, het hulle dadelik teruggehardloop na die ander gelowiges toe. Hulle het almal saam hande gevat en vir God gebid: "Here, help ons om altyd dapper te wees en aan te hou om van Jesus te vertel." En toe die maats klaar gebid het die hele huis waarin hulle gesit het, sommer soos 'n ligte aardbewing geskud. Dit was God se manier om te sê: "Ek hoor julle en ek is by julle." Jesus kan vandag nog steeds wonderwerke doen en hy gee vir jou en my ook daardie dapper gees krag. So, as jy dalk vir 'n maatjie op skool wil vertel van Jesus, of as jy net vir iemand wil wys hoe lief Jesus hulle het, hoef jy nie bang te wees nie. God se krag is in jou hart en mag dit jou sommer hoog laat spring van blydskap. Fluit, fluit, my storie is uit.